ek het hierdie storie gehoor eendag van hierdie pastoor. Hy het in 'n groot dorpie gebly en toe hy gaan na 'n klein dorpie toe, hulle het hom opgeroep daar vir 'n gemeente daar. En op pad en die dorpie is maar klein, ons nie veel nie, daar is maar net 1 of 2 kerke en die res van die goeters wat daar was. En die beauty komitee van hierdie kerk, ek sê nou die beauty komitee, het besluit, maar hulle kan nie die kerk daarom so gee vir die pastoor nie. Ek meen, die kerk lyk sleg en is al oud en hulle besluit om 'n fundraising te begin en om geld te kry bymekaar te maak sodat hulle daarom hierdie plek kan verf. En soos hulle besig is om geld bymekaar te kry, kry hulle dit goed en hulle koop 80 liter se verf, wit verf, hulle wil die kerk wit verf. Laat dit mooi lyk as die nuwe pastoor daar opdaag en daarom lyk na iets. En hulle is besig om te verf met die 80 liter en hulle kom agter dat dis te min. En wat hulle te doen is, hulle gooi toe water, meng hulle half water, half te verf om hierdie kerk klaar te verf. En hulle verf hom klaar en dit lyk mooi. En op die dag is dit die dag waar hierdie pastoor inkom, is sy heel eerste keer en die dorp is daar en al die mense kom kyk en die plekkie is vol en almal is opgewonde. Maar daar was 'n probleem, dit het begin reën. En soos dit reën op hierdie kerk, so begin daardie gemengde water en verf van die kerk se mure afloop. En dit loop van die mure af en dit is net hierdie wit verf wat inloop in die strate en almal weet nie wat om gaan doen nie en die pastoor is op pad met sy kar en toe hy eventually daar uitklim en hy stop en almal wonder wat gaan hy sê. Toe klim hy uit die kar uit, hy lig sy hande op en hy sê, repent and sin no more. Dis die beste grappie wat ek gehad het. Dankie ma. Repent and sin no more, repent and sin. Whatever. Dis die beste grappie wat ek vandag vir julle kon gehad het vir 'n baie moeilike gesprek wat ek vermoede moet hê. Ek dink een gesprek oor die woord bekering. Repentance. Kom 101 keer voor in die Bybel. Kom die woord bekeer voor. En dit is eintlik 'n baie sentrale konsep in ons geloof. En in ons geloofspad, hoor ons dit. Maar die realiteit is dat in ons samelewing hoor ons gewoonlik die woord repent, maar ons gebruik hom bitter min. Inteendeel wil ek amper sê, doen ons hom nog minder. Want kom ons is eerlik met mekaar, ek dink in ons samelewing vandag, alles wat so bietjie moeilik is, skram ons van weg. In ons samelewing, alles wat 'n bietjie hartseer het of 'n bietjie pyn het of 'n bietjie hard is, dan besluit ons nee, wow, ons gaan dit van weg skram, want ons wil net 'n positiewe gesindheid hê. Wat nie sleg is nie. Ons wil net hê dat as alles happy is en ons is alles reg, dan is dit alles sharp. Happy gedagtes maak dit sharp en ek sien dit op Facebook. Ek sien dit oral van mense wat goed op Facebook sit, goed soos if you can dream it of if I can dream it, I can be it. Positief. Jy weet, wat die ander goed is. Happiness begins and ends with you. Alles happiness, goeie gedagtes. Look in the mirror, ignite your warrior. You can do it. En niks fout daarmee nie. Ek is 'n groot fan van positiewe gedagtes, want ek weet dat jy meeste van jou tyd, jou reis eers hier moet wen, voordat jy hom op 'n ander plek wen. So amazing gedagtes is great. Maar ek dink die realiteit is dat baie van ons ervaar nie die plan of dit wat God vir ons beplan nie, want ons sukkel of ons is nie bereid om 'n lewe te lewe van repentance nie. 'n Lewe van bekering. So kom ek begin by die vraag, wat is bekering? En ek wil begin deur eers vir jou vertel wat is bekering nie, en dan kan ek jou begin vertel wat dit is. Kom ek vertel vir jou wat dit is nie. Bekering is nie God wat jou soos 'n mislukking laat voel nie. Dis nie bekering nie. Bekering is nie om 'n lewe te lewe in depressie en jou heeltyd self te stenig vir dinge wat jy verkeerd doen en dan te sê, o, ek lewe 'n lewe van repentance nie. Jy mis dit. Dis nie repentance nie. Dis glad nie repentance nie. So ons 'n storie in Handelinge 3, kry ons eintlik hierdie storie van Petrus, wat hy en Johannes is nou net in die bokamer gewees en die Heilige Gees het geval en hulle almal het die Heilige Gees ontmoet. En hulle is vol en hulle is vuur en hulle is vlam en hulle is aan die go vir Jesus. En hy's op pad
Hy en Johannes, Petrus en Johannes is op pad na die tempel toe. En soos hulle by die tempel instap, by die tempelhekke is daar 'n man wat hulle sê verlam was van geboorte af, van babietjie tyd, was hy verlam. En dis al wat hy ken, is omdat hy verlam is om te bedel. En soos Petrus en Johannes op pad kerk toe is vir biduur, of tempel toe is vir biduur, stap hulle by die hek in waar hierdie verlamde man sit, en hierdie verlamde man is besig om te bedel. Petrus en Johannes kyk vir hom en sê, luister hier, daai famous ding, ons ken dit, wat sê, silwer en goud het ek nie, maar dit wat ek het, gee ek jou. In die naam van Jesus Christus, staan op en loop. En ewe skielik toe hulle daardie verlamde man vat, toe staan daar die verlamde man op, en hy spring op sy voete, en hy sê, ek kan loop. En die Bybel sê dat hierdie verlamde man het aan Petrus hulle sy heupe vasgeklou, soos Petrus hulle verder stap in die tempel in. En die mense wat dit gesien het, was bewonderd. En die mense wat dit gesien het, was wow, kyk wat het gebeur, en hulle almal het gejuig en hande geklap en bewonderd. Maar wat Petrus toe agtergekom het, omdat hy omgedraai het en gekyk het, het hy gesien dat hierdie selfde mense wat hande klap en skree en juig, was dieselfde mense wat 3 dae terug geskree het, kruisig Jesus. Kruisig Jesus. Ons soek vir Barabbas, kruisig Jesus. Dis dieselfde mense wat nou ewe skielik juig, omdat Jesus iets gedoen het. En Petrus, natuurlik, sou jy dink dat Petrus gaan nou ewe skielik 'n mond vol hê. Jy dink dat Petrus ewe skielik nou stop en sy mielie gaan pluk hierso en goed kan skree vir hierdie mense en goed gaan sê wat nie reg is nie. Maar Petrus begin vir die mense vertel wat hulle gedoen het. Hy stop en hy draai om en hy sê, luister julle het 'n onskuldige man laat kruisig. Julle het vir Barabbas, julle wou hom gehad het, hy moes gaan. En hy was 'n moordenaar en julle het Jesus gekruisig en Jesus het net mooi niks gedoen nie. En toe kom Petrus met hierdie sekerlik een van die mees compassionate boodskappe in Handelinge 3 vers 19 tot 20. Kom ons lees dit saam met my. Daar staan, daarom, skree Petrus, bekeer julle en kom tot inkeer. Bekeer julle en kom tot inkeer, dan sal God julle sondes uitwis. En daar sal tye van verkoeking van die Here afkom, en hy sal Jesus stuur wat vooraf vir julle as die Christus aangewys is. En 3000 mense kom tot bekering daardie dag. 3000 mense kom tot bekering, en dis waar hulle sê die kerk ontstaan het. Ek weet nie van jou die verbore. Dalk sit jy hier vanmôre en jy's moeg. Dalk sit jy vanmôre hier en jy soos Erik weet ek's droog. My lewe is leeg. Ek is moeg. Ek kan nie meer nie. Dis nou eers Maart maand. Ek kan nie meer nie. So die Bybelskrif hierbo wat ons gelees het sê daar sal tye van verkoeking van die Here afkom. En een van die maniere om weer verkoop te word in die Here is om 'n lewe te lewe van bekering. Deur bekering. So wat beteken dit? Wat beteken bekering? Ek het 3 punte. Punt nommer 1 is bekering begin eers by 'n veranderde denke. Sien, bekering begin daar. Bekering begin by 'n changed mind. Jy sien, Paulus kom en hy skryf in die gemeente in Korinthe, skryf hy vir hulle 'n brief. Nou, hierdie mense is soos mense soos ek en jy, messed up. Luister hier, messed up. En Paulus is besig om die waarheid te probeer leer en hy probeer die waarheid vir hulle vertel en hy probeer hulle van hierdie opgestaande Jesus vertel, maar hierdie mense in Korinthe is net iewers verloor hulle dit. Hulle is besig om saam te slaap en hulle is besig om goed te doen wat hulle nie moet doen nie en hulle luister na slegte teachings en hulle word al hoe net verder weggedryf van Jesus af. En Paulus het hierdie kerk geplant. En hy voel, maar hy moet nou 'n ernstige gesprek met hierdie mense hê. En hoor wat skryf hy in 2 Korintiërs 7 vers 9 tot 11 kom hy en hy skryf, nou is ek egter bly, nie omdat ek julle hartseer gemaak het nie, maar omdat ek julle so hartseer gemaak het dat julle tot inkeer gekom het. Sien, julle was immers hartseer soos God dit wou hê. Ons het julle dus in geen opsig benadeel nie, want hoor hierso, want droefheid volgens die wil van God bring bekering wat lei tot redding. En daaroor was niemand nog ooit jammer nie. Maar
Daarteenoor bring droefheid uit die wêreldse oorwegings die dood. Wow. En my vraag vanmôre is, watter een is jy? Waar is jy besig om te lewe? Want daar's twee. Jy kry die goddelike droefheid. Dis die droefheid wat lei tot bekering, en die Bybel sê dit kom tot inkeer na God toe. Of daar's 'n wêreldse droefheid. En die Bybel is baie duidelik dat wêreldse droefheid lei tot die dood. Waar lewe jy? Watter een is jy vanmôre? Want ek dink ek wil net vir so 'n oomblik hier stil staan en laat ek net hê ons moet dit mooi verstaan, want dis die verskil tussen lewe en dood. So kom ons staan stil. Wat is wêreldse droefheid? Sien, wêreldse droefheid is wanneer jy sonde begin sien uit jou eie perspektief uit. Wêreldse droefheid. Dit is wanneer jy jou sonde sien as irriterend. Dis wanneer jy na jou sonde kyk en jy voel soort van sleg omdat jy iets verkeerd gedoen het. Jy soort van jammer omdat jy verneek het. Jy soort van sorry omdat jy gesteel het. Jy's net soort van, dis van, ek is sorry, ek het gesteel, sorry. En jy wens dat God dit wil wegvat, en jy wens dat God jou sal help om dit nie meer te doen nie, want jy wil nie eintlik sukkel met hierdie sonde nie, en jy wil nie eintlik sukkel met hierdie gierigheid nie, en as God dit dan nie wegvat nie, wat doen ons? Dan bly ons God. Dan sê ons, ja, maar jy wil dit nie wegvat nie, en nou moet ek die nagevolge hê van hierdie sonde wat my besig is om my te irriteer. Dis wêreldse droefheid. Maar dan kry jy goddelike droefheid. Sien, goddelike droefheid is om toe te laat dat God jou denke change oor jou sonde. Dat God jou denke change oor jou rebellie. Dat God jou denke change oor jou selfsugtigheid en jy begin sonde sien ewe skielik nie van 'n wêreldse perspektief nie, maar jy begin sonde kyk uit God se oë. Jy sien dit uit God se oë. Sien die Griekse woord daar vir bekering is die woord metanoia. Dis metanoia. Dit beteken a change of direction. Wat dit beteken? Dit beteken 'n verandering in lewenswyse, 'n verandering in sienswyse. Sien, iemand het dit hierdie week so gesê, ek het na 'n preek gekyk, hierdie week het iemand dit so gesê. Hy sê repentance is a changed mind that leads to a changed behavior. Dis mooi, né? Repentance. My vraag vanmôre is, hoe sien jy jou sonde? Hoe sien jy die keuses en die goeders wat jy maak? Waar lewe jy vandag? Is dit wêreldse droefheid wat die dood bring? Of is dit verhoore uit goddelike droefheid wat bekering bring? Dan kom ek sê vir jou kerk, God wil jou denke verander. God wil vanmôre begin deur om jou denke te verander. Hy wil hê jy moet vanmôre anders begin kyk na die wêreld, anders te begin kyk na jou keuses vanuit sy oë uit. Ek kan onthou daar's 'n song gewees toe ek jonger was in my lewe, daar ken jy daai hy gaan so Hosanna, Hosanna, ken jy Hosanna in the high. En daar's 'n versie in die song wat gesing het, break my heart for what breaks yours. En God break my heart for what breaks yours. Dis 'n konstante gebed by my. Here, breek my hart wat u hart breek. Here, kom change my mind, kom change my denke. Here, kom verander my manier van uitkyk op die lewe, Here, sodat ek kan agterkom wat breek u hart. Want breek my hart wat u hart breek. Jy sien, ons is nou, ek en my vrou is amper 13 jaar getroud, dink ek. Vermoed ek sterk. Maar dan, ek probeer nou my sommetjies uitwerk in my kop. Maar ek kan onthou, in die vroeë huwelik, toe ons net begin trou het, een van die mees amazingste dinge in vroeë huwelik, is dat ek kan op die bed lê en kaal na my vrou staan en kyk. Want dit is net, prys die Here daarvoor. Want dis absolutely amazing, okay? En ek kan onthou dat eendag vroeg in die bediening, alright, vroeg nie in die bediening nie, in my huwelik, alright, kan ek onthou dat dit was wat gebeur het, ons het ek stort en uit die bed uit geklim en uit die stort uit geklim, en sy het op by my kom staan en sy het vir gesê, Erik, hoe lyk ek?
Nou ek het geweet dat die manier hoe ek haar antwoord, gaan die kondisie van my huwelik bepaal, vir die res van die tyd. En ek het na haar toe gekyk, ek het vir haar gekyk, en ek het vir haar gesê, baby, ek like jou nes jy is, ek sê, jy like amazing. Ek sê, man, jy like amazing. En 'n wyse man het eendag vir my gesê, dis waar jy stop. Maar ek het nie. Want ek was nog vroeg. En ek het gesê, maar, ek weet, julle, maar as ek iets kan verander, dan sou dit hierdie gewees het. En dan gaan julle nie sê nie, want ek het nou al geleer, ek maak nie 2 keer dieselfde fout nie, né? Maar alles is amazing, maar as ek nou iets kan verander. Nou ek weet van julle so, en nou laat ek net myself hier verduidelik vir die manne wat my gesê, wat die manne met my praat, is, uit al die klomp goed wat ek kon sê is fout, alright, het ek net een dingetjie genoem, wat ek van my perspektief af gedink het is 'n groot kompliment, want alles is nice, behalwe een dingetjie. Vir my was dit 'n kompliment, van haar perspektief af, vir 3 maande 'n kopseer gehad, trust me. Van haar perspektief af was dit, het ek gefaal, iets verskrikliks. En ek vertel jou die storie, want die vraag is, vanuit wie se perspektief kyk jy na die keuses in jou lewe? Vanuit wie se perspektief kyk jy as jy na jou sonde? Kyk jy van jou perspektief af en dink, oh well, is seker nie te bad nie, en soort van, of kyk jy dit vanmôre na God se perspektief? Sê, Here, break my heart for what breaks yours. Here, ek kan nie meer verder met hierdie nie. Here, dit is besig om u hart te breek wat ek hier doen. Here, change dit. Break my heart for what breaks yours. Help my om my sonde te sien as selfsugtigheid, as 'n rebellie, nie as iets wat my irriteer nie. Want ek het eintlik hier neergeskryf, wat verdien ons eintlik van 'n heilige God wat sonde nie kan verdra nie? Bekering begin deur change daar. En dan die tweede ding is, if it changes your mind, die tweede punt is, dan change dit jou, repentance of bekering is 'n veranderde rigting. If it changes your mind, it changes your behavior. Sien, God kom hierson, hy roep vir Esegiel, die profeet, en hy sê, hey, ek wil net iets vir die volk sê. Hoor wat skree hy so, hoor wat sê, Esegiel 14 vers 6 sê vir Israel, so sê die Here my God, bekeer julle, en laat staan julle afgode, hou op met julle afskuwelike dade. Hier kom hy, en hy sê, dis nie net 'n changed mind nie, hy kom en hy sê, manne, nou moet julle iets omtrent doen. Hy sê, julle het julle gedagtes verander, so hou nou op met wat jy besig is. Stop met dit wat jy doen. Laat gaan jou ding. Change jou direction. Change jou behavior. Change jou manier van dinge doen. Want kom ek sê gou eerlik hierso, as God jou hart breek, vir wat sy hart breek, dan kan ek en jy nie anders as om 'n changed lifestyle te begin leef nie. Hoor mooi. As jy begin agterkom dat God, dit wat jy besig is om te doen, die keuses wat jy maak is besig om God se hart te change, dan kan jy te breek, dan kan jy nie anders as om 'n change te maak nie. En ek wil op hier sê dat as jy nie change nie, want jy dink ag, is nie so erg nie, dan is jy wêreldse droefheid. Kan ek jou herinner wat sê die Bybel oor wêreldse droefheid? Dit lei na die dood. Change direction. Hierdie woord metanoia wat ons geleer het van Grieks is eintlik 'n militêre term. Wat gebeur is 'n militêre term veral in die Romeinse army, is wanneer hulle gemarseer het in formasie, dan het hulle nou gaan, en dan die kaptein of die kommandant of wat ook al geskree, metanoia! Dis die woord. Dis wat dit beteken het. Metanoia. Beteken jy's in een rigting. Metanoia! Dis die woord. Dis wat dit beteken. Om te draai 180 grade en terug te gaan. Jy sien, a changed mind always brings a changed direction. En die vraag is, waarin is jy op pad? Is ek en jy op pad na al die laer dinge in die lewe? Of is ek en jy besig om na die penthouse op bo? Repentance, kom die woord penthouse vandaan, wat beteken, repenthouse is gewoonlik bo, in hotelle waar elite people bly, en waar jy bo is, en repentance beteken, om van die laer dinge af, 180 grade draai te maak, na dinge wat hoër is in die penthouse. Dis die woord repentance. En die vraag is jy op pad onder toe, of is jy op pad boontoe?
Waarheen is jou pad? Okay, Here, great stuff. Wat beteken dit vir ons lewe vandag? Hoe lyk verandering? Wat moet ek doen? Hoe lyk verandering in my lewe? Want kom ons wees eerlik aan mekaar, almal van ons het ten minste iets wat moet change. Ek kan aan 50 goeders dink, maar almal het ten minste een ding. En dalk vermoere is dit jy jou denke. Dalk moet jy vermoere, as dit donker is en is alleen in die huis en ons niemand in die huis nie, dan gaan jy altyd terug na daardie website toe. Jy gaan altyd terug na daardie ding toe wat jy weet jy moenie kyk nie. En dalk vermoere vir jou is dit om te metanoia en om te draai 180 grade aan die ander kant toe te gaan en jou laptop te vat om in die asblik te gooi. Om DStv te stop, om Netflix te stop, om daai subskripsie te stop, om jou selfoon weg te gooi en 'n Nokia 3310 te kry wat net kan bel. Metanoia. Of dalk is jy op hierdie stadium in jou lewe in 'n verhouding wat jy weet, verhoudings met vriende, verhouding met whatever, wat jy weet, jy besig is om goed te doen wat jy nie moet doen nie. Jy weet dit is besig om God se hart te breek. Wel, metanoia. Change, stap hier uit, bel hulle en sê, luister die vriende, ons kan nie meer vriende wees as julle aanhou met julle nonsens nie. Want ek kan nie meer nie. Ek is nie vir die laer dinge nie, ek wil op gaan hoor dinge toe. En vir daardie rede kan ons nie meer vriende wees nie. Sorry. Girl, ek en jy kan nie meer uitgaan nie, want ons is besig om die goed te doen wat ons nie behoort te doen nie en is besig om God se hart te breek. Metanoia. Ek weet nie wat dit vir jou is nie. Of dalk wat ek hier skryf. Dalk moet jy die dokter bel. Dalk moet jy die dokter bel, die dokter sê luister, as ek weer in jou spreekkamer kom en ek vra vir daai pille, dan sê jy vir my nee. En jy verwyder my en jy sien my nooit ooit weer nie, want ek is verslaaf aan daai pille en ek kan nie meer vat om verslaaf te wees nie. En ek het in die kerk geleer ek moet repent want ek is moeg daarvoor om laer dinge te gaan en jy metanoia en jy draai en jy raak ontslaaf van pille in jou lewe. Of dalk is dit vir jou net om na jou selfgebleier toe te gaan. En net jou selfgebleier te bel en sê luister, kan ek met jou praat? Ek het 'n sonde. En ek moet dit vir jou sê. Ek wil change. Ek kan nie meer so lewe nie. Ek wil metanoia, ek wil change. En in Openbaring, God kom praat by die kerk in Efesus, eerste kerk, in Efesus, en hoor wat sê hy in Openbaring 2 vers 4 tot 5. Hy sê, maar ek het dit teen julle. Julle het my nie meer lief soos in die begin nie. Dink daaraan, hoe ver julle al agteruit gegaan het. Hoor wat skree, hy sê, bekeer julle, en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Sê dit ook dit nie. Bekeer jou, en doen dalk weer dit wat jy in die begin gedoen het. Punt nommer 3. Ek is klaar, laat sit. Punt nommer 3 is bekering herstel verhoudings. Bekering herstel verhoudings. Kerk, alles in die lewe gaan oor relationships. Alles in die lewe, die kruis is oor relationships. En baie van ons is soos daardie eerste vers, ons eerste liefde laat gaan. En ons verhouding met God het seer gekry. En ons het dit verloor, totaal en al, en alles is oor relationship. En ons het hierdie amazing storie in die Bybel van die verlore seun. Ek wil dalk met hom klaarmaak. Die seun kom na sy pa toe, en hy vra vir sy pa vir 'n erfporsie. Hy sê, luister pa, ek wil alles hê, ek wil my erfporsie, ek wil my gedeelte, my kat hê van die lewe, al is jy nog nie dood nie, en al is jy nog nie oorlede nie, ek wil my kat hê nou al. Spirit of entitlement. Baie sê dalk, jy sit vanmôre hier, en jy voel die wêreld skuld jou iets. Jy het hierdie gees van entitlement. En dit voel vir jou, maar almal skuld jou iets in die lewe. En die pa kom toe, en die pa gee dit vir die seun. Hy sê, okay, great. Hy gee vir die seun al sy gedeelte wat hy moet kry. En die Bybel sê dat hierdie seun het alles gaan spend op verkeerde goeders. Partytjies en goed van die wêreld en vriende. Waar is jy dalk hier? Jy sit ook vandag hier en jy dink dat daardie leekol in jou hartjie gaan vol raak om elke aand uit te gaan na ander plekke toe en saam met vriende goeders te doen wat jy nie moet doen nie. En jy dink dat, wel as ek dit doen, dan gaan ek dan vol word. En die volgende môre staan jy op en wat doen jy? Jy het 'n kopseer en net leer. Dalk sit jy dit. Ek voel net vermoede, man, ek voel soos daai seun. En die geld het opgeraak vir daai seun, as jy wel gewonder het. En soos die geld opraak, raak die vriende weg. Jy weet dit mos, né? Dit is mos so. As die geld daar is, is die vriende. As die geld weg is al die vriende ook weg. En die Bybel sê, hy bevind homself in 'n varkhok in die modder saam met varke. Die Bybel sê so. Hierdie eens op 'n tyd ryk man wat sy erf in die varke. In Lukas 15 vers 17 kom en hy sê, die Bybel sê, toe kom hy tot inkeer. Die Engels sê, he came to his senses.
My pa het, wie weet hoeveel dagloners en hulle het almal oor genoeg kos en hier vergaan ek van die honger. En ewe skielik hier sien ons hierdie seun se changed mind. Iets in hom verander. Iets in hom verander. Hy het 'n changed mind om te sê, ek kan nie meer nie en hy metanoia, hy wil terug, maar daar sit 'n debat in sy kop, wat moet hy teruggaan, moet hy nie teruggaan, wat moet hy doen, en hy besluit op die ouende om terug te gaan. 'n Changed mind wat lei dat hy opstaan en iets doen. En ek weet nie van jou vermoede, maar dalk sit jy. Dalk het jy gebid en gesê, Here, break my heart for what breaks your, maar jy het nog nie opgestaan en iets gedoen, ek tree dit nie. En dalk is dit nodig dat jy moet dit doen. Dalk weet jy dat dit wat jy besig is om te doen, het sy dit rook is, het sy dit pornografie is, het sy dit pille is, het sy dit slegte vir. Dalk is dit tyd vir hom in die asblik te gooi. Repent. En hierdie ou changed mind. Ek kan net die pad terug imagine van hierdie seun. Hy stap hy pad terug na hierdie pa toe. Ek kan net dink hoe hy dink. Ek wonder wat gaan my pa sê. Ek wonder wat gaan my pa my aanvaar. Ek wonder wat gaan ek vir hom sê. Ek wonder wat gaan hy doen. Dalk gaan hy my kwaad wees. Wat gaan hy doen? Maar sien wat hierdie seun nie geweet het nie, is dat hy pa aan die ander kant het elke liewe môre het hy opgestaan en hy na die posbus toe gegaan en gekyk vandag in die pad. Vandag is die seun, vandag is die dag wat my seun gaan terugkom. En dan het daar niks gebeur nie. En dan het hy die volgende dag weer teruggegaan en dan het hy gestaan en gewag in die pad. Vandag is die dag wat my seun terugkom. Vandag is die dag. En toe op 'n dag toe gaan hy en hy sien sy seun aankom. En die Bybel sê dat hierdie pa los alles wat hy het en hy hardloop na hierdie seun toe en hy omhels hierdie seun en hy gryp hierdie seun en hy sê ek is so bly jy's terug en hy trek hierdie vuil kleed vol modder van die varke uit en hulle trek vir hom 'n nuwe kleed aan en hulle gee vir hom 'n ring en hulle sê ons gaan partytjie hou want my seun is terug. Ja. Ek weet nie van jou nie vermoere nie. Jy voel dalk vermoere kilometer, miljoen kilometer ver van die Here af. En jy dink, man, alles wat ek doen, ek dink nie die Here kan my aanvaar nie. En ek vermoere vir jy sê, wat doen die Here? Hy sit gereed, elke dag om te wag, vandag gaan hy terugkom. Vandag gaan hy terugkom. En weet jy wat die mooie ding is, as jy terugkom vandag, maak nie saak waar jou lewe was, of maak nie saak wat jy gedoen het nie, dan gaan hy jou omhels, en hy gaan sê, yes, ons hou 'n partytjie, want my seun, my dogter is terug. En hy gaan vir jou 'n nuwe kleed aantrek, en hy gaan vir jou 'n ring opsit, en ons gaan 'n partytjie hou, want jy's terug. En die verhouding is herstel, bekering, herstel, verhoudings. Kerk, my gebed, ek's klaar. My gebed as kerk, is dat ek en jy sal bekeer. Dat ons 'n lewe van bekering sal lei. Sal terugdraai. Metanoia. Na hom toe. Jesus, want hy wag vir jou. Kom sluit die oë vir so 'n oomblik. Dalk sit jy vanmôre hier. Jy voel ver van die Here af. Jy voel kilometer ver van die Here af. Kom ek begin by die begin. Dalk sit jy vanmôre hier en jy het 'n sonde wat in jou hart is nie lekker is nie. En jy weet hy's besig om God te breek. Jy weet hy's besig om God te breek. Dalk. Is dit tyd vir jou om weer te bekeer. Wat dit ook al is, pornografie, drank, rook, slegte verhoudings, enigiets, pille, enigiets. Dalk moet jy change. Dalk sit jy vanmôre hier en jy's ver van die Here af en die Here wil hê jy moet terugkom. Het voel asof jy kilometers van die Here af is. En jy was op 'n stadium 'n Christen en jy was aan die brand vir die Here, maar jy het net jou eerste liefde verloor en jy moet terugkom en die Here roep jou vandag terug en hy kan nie wag nie. Hy staan gereed met die kleed, hy staan gereed met die ring. Kom terug. En nie die kerk is dit maklik. Ek gaan net nie opstaan nie, ek gaan net nie vorentoe roep nie. Ek eenvoudig, net op waar jy is. Net op waar jy is. As jy weet is jy. As jy weet jy het bekering nodig, as jy weet daar's van 'n sonde wat jy bekering nodig het, of jy weet jy moet terugkom na die Here toe. Net waar jy is, kan jy hand in die lug opsteek, net so eers is ek en dan weer laat sak dadelik. Niemand gaan sien nie, ek gaan nie vorentoe roep nie. As dit jy vanmôre is, 1, 2, 3, as dit jy is, jy kan jou hand in die lug opsteek. Sê dankie Here.